Sê, ek dink is 9 uur, maar nee, ons het hom nou nie voor die tyd getoets nie, ons kan nou tune. Maar baie welkom. Ek is so bly julle is vanoggend weer saam met ons. As 'n klomp goed wat besig is om te gebeur en ek weet dat die Here is besig om goed in plek te skuif met betrekking tot myself en die ander gemeente. Ons het hierdie hele week het ons 'n klomp vergaderings en goed gehad. Ek lag so vir een van die ouens wat daar op my bestuursraad is. Hulle is in die aande altyd by die disippelskap groep hierso. Ou Ellie, hy sê vir my hy was jare by Coke gewees en daar het hulle altyd 'n klomp vergaderings en goed gehad. Hy het nie geweet dat 'n kerk aan sulke moeilike sake hê soos hierdie nie. Ek sê nee, dan het jy ook nou iets geleer hoor. So, en dit is 'n moeilike, daar kan moeilike goed bespreek word en almal moet maar vriendelik bly. So, maar in elk geval, ons het volgende week 'n inligtingsvergadering daai kant wat ons nou fisies besluit het om 'n beroepsvergadering uit te sit daai kant, om éventueel daai gemeente oor te gee nou aan 'n jonger ou, en die ouens is nie meer lus vir die grys hare nie. So nee, ons moet dit oorgee dat ek fisies kan kom konsentreer en kan fokus op dit wat hier moet gebeur. So ons sal in hierdie volgende 6 maande gaan ons dit goed afgehandel kry daar, maar wat ook 'n ander verantwoordelikheid in plaas rondom ons hier, en dit is om alles aan die gang te hou, maar ons sal die Here dan vertrou vir dit. Maar baie welkom, ek is so bly julle is vanmôre saam met ons hierso en nou ja, ek dink ook na volgende week, daar is ouens aan daai kant wat ek weet, jy weet, waarskynlik gaan, as hulle nou weet wat gaan gebeur, sal skuif van daai kant af hierdie kant. Ek probeer dit vermy, ek wil nie daai gemeente seermaak daar nie. Maar die Here moet maar die goed uitwerk soos hy wil, en hy moet maar stuur wie hy wil. Daar's 'n skrif wat sê en hy het by die gemeente gevoeg die wat gered is. So kom ons bid dat die Here dit sal laat geskied en dat hy ons sal vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Nou ja, ons gaan open en saam bid. Net so voordat ek dit doen, ek wil net sê dat ons het nog steeds elke Sondag aand het ons disippelskap skool, en ek het klaar gemaak nou met die struktuur van Herbou se huis. Die disippelskap reeks se naam is Herbou se huis. Ons begin heel vooronder by die terrein, en dan gaan ons oor na die bloudruk of die blou plant of die plant toe, die hoofplant toe, en dan gaan ons oor na die fondasie en dan die 6 pilare van Christendom, en dan éventueel die latbalk wat bo ingebou word, dan sit ons die dak op wat die liefde is. So ons het dit nou afgehandel verlede Sondag aand. Is ons klaar met die fisiese struktuur, maar nou is daar wat nog oorbly is die binneafwerking. Nou ek wou aanvanklik dit net daar gestop het, maar ek het nadat het ek besluit daar's 'n reeks wat ek geskryf het of leef in Christus wat ek vanaand gaan begin. So as jy vanaand kan dit maak, as jy nog nie hier was nie, wil ek jou uitnooi. Dit is ongeloofens lewensverrykende inligting uit die woord uit wat jou dit gaan jou baie dit gaan jou geestelik opbou. So ek begin, dis 'n deel van die hele proses, maar dis eintlik 'n B-gedeelte. Omdat dit 'n redelike omvattende ding is. Ek gaan spesifiek bedien uit Matteus 5, 6 en 7 vir die volgende paar maande, om jou insig te gee in God se bloudruk, met ander woorde vir 'n lewe in Christus. Want dit word alles daarin uitgespel. Weet, hoe moet ek leef? Wat verwag God van my? En daai goed is radikaal, so ek het gesien dat daai goed baie mense oor die jare se lewens vreeslik verryk. Nou wil ek sommer net so 'n bietjie brag ook hierso. Ek is eintlik dankbaar daaroor. Ek wil nie brag regtig nie. Ons het die afgelope week, nou ek het die eerste reeks oor die koninkryk het ek jare terug al in die vertroue van ons hoofkantoor gesit. Hulle dupliseer die goed, en duisende boeke is al geword gedruk en uitgegee oor die jare, al duisende, ek praat van duisende. En verlede week was dit vir my so verblydend toe die sekretaresse van hoofkantoor vir my sê, hoor hierso, ek wil net vir jou sê, ons het 1200 boeke, 1400 boekies, het ons hierdie week weggestuur na Malawi toe. Dis vertaal in die taal wat hulle daar praat. Ons het dit laat vertaal, en daar's 1400 van daai boeke uitgestuur om die opleiding wat ons daar begin het, deur te sit. En daar was 50 verskillende gemeentes betrokke in daai opleiding in Malawi, waarvan tot die Rooms-Katolieke daar was. So ek dank die Here vir dit wat hy besig is om daar te doen. Hallo julle twee.
So ons is baie dankbaar daaroor julle dat die Here op daai manier werk. So in 'n deel van dit wat ek vanaand gaan begin is eintlik die laaste gedeelte van daai reeks wat ek daar geskryf het wat ek hier gaan inlyf. So as jy dit kan maak, dis so 5:30 begin ons. Daar's niks anders by dit nie. Dis letterlik ons begin met die opleiding en stap deur dit om dit regtig in ou se hart te kry. So ek wil jou uitnooi vanaand vir dit. En dan gaan ons oor na ons lofprysing toe. Baie dankie julle daar agter. Kom ons staan en dan bid ons en dan gaan ons sommer by die eerste liedjie wat daar gespeel word, kan ons as julle tiendes en offergawes hier in die mandjies wil gooi, kan julle dit maar doen. Of julle kan dit EFT, ek weet nie of almal 'n nommer het vir die EFT nie, julle kan my maar vra, dan kan ons dit vir julle aanstuur. Ek sal dit dalk maar net weer op die groep sit. Ek moet 'n gemeentegroep stig. Dis eintlik wat ek hierdie week moet doen. Ek wou dit al 3 weke terug gedoen het, maar ek kom nie weer dit uit nie. Waar ons al die ouens op Herbou se huis, die wat 'n deel van die gemeente wil raak, op hierdie groep insit. So daai vark is nog steeds hier so besig om te skree, so moenie, ek weet nie, ek moet dit ook uitsorteer. Maar nou ja, ons gaan dit op een of ander tyd genade kry om dit te doen. Voordat julle kom ons open net en dan vra ons die Here om stil te staan by ons. Here, baie dankie vir dit wat U besig is om te doen. Here, dankie vir elke hart wat vanmôre hier is. Dankie vir U Gees, Here. Ek wil bid, Vader, gryp ons vas en hou ons in U hand. Here, laat U koninkryk kom in ons lewe, Here. As ons die boodskap van die koninkryk verstaan, Here, as ons kan verstaan dat die hele Bybel se sentrale lyn, die passerpunt van alles wat in die Bybel staan, draai rondom die krag van U koninkryk. En ek wil bid, Here, dat U ons genade sal gee, want U is die God van hierdie koninkryk. U is die heerser van alles. En Here, die koninkryk beteken niks anders as God se heerskappy in my lewe nie, nou en vir ewig hierna. Ek wil bid, Here, vestig dit in ons midde. Help ons dat ons lewe sal oorgee in die hand van die Here. Dankie vir dit wat U doen elke week in mense se lewens. Ek wil bid, wek ons op, Here, in hierdie tyd, terwille van ons land, terwille van ongeredde mense, Here, dat ons sal uitbreek in Jesus se naam. Here, ek wil bid in al hierdie opleidingsmateriaal wat deur is, Here, na Malawi toe, dat U daar 'n kragtige werk sal doen en dat U net daar, Here, U koninkryk sal laat kom. Here, al die eer en al die lof en al die aanbidding kom U toe. Seën ons dan waar ons nou gaan sing, Here, en verheerlik U self net in ons midde, is my gebed in die naam wat ons liefhet, Jesus Christus. Amen. Baie dankie, kom ons sing lekker saam terwyl. Dankie dat ons U kan aanbid. Ons aanbid U, Here. Loof sy naam. Prys die Here. Mighty Jesus. Kom net daar in 'n paar oomblikke in aanbidding waar jy is. Here, ons sing in hierdie oomblik hoe groot is U. Here, wie kan standhou voor U troon? Geen koninkryk kan staan voor God nie. Niks, Here, is vir U onmoontlik nie. Geen probleem, Here, is vir U te groot nie. Ons kom in hierdie oomblikke voor U, Here, in aanbidding. En ons eer die naam wat ons liefhet. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplek neem. Terwyl julle so besig is om te sit, dink ek aan die skrif, terwyl ons hierdie lied sing, in Eksodus die 6de hoofstuk, wat hy sê aan Abraham, Isak en Jakob, het ek my nie geopenbaar as die Here nie, maar as God die Almagtige. Maar aan jou tyd, Moses, wil ek myself openbaar aan Israel as verlosser. So Abraham, Isak en Jakob het God geken as God El Shaddai, God die Almagtige, God wat bo alles magtig is. Maar daar in Egipte het hulle 'n verlosser nodig gehad. En die Here roep Moses en hy sê vir hom, nou gaan ek my volk my laat leer ken as God die verlosser.
En dieselfde woord wat hy daar sê as verlosser, die Hebreëse woord is dieselfde as Yeshua, die woord Yeshua is dieselfde in die Nuwe Testament as Joshua of in ons geval Jehovah, wat vertaal word Jesus. So met ander woorde, wat het hy kom doen? Moses 'n profeet, soos jy is, sal ek uit jou broers verwek, wat my volk sal verlos. So kan julle sien reg deur die Bybel van die begin af, kry ons die verlossingsplan van God geopenbaar in Christus Jesus. Loof sy naam. Vir almal wat ek nog nie gesê het môre nie, vir julle ook baie hartlik welkom en nou ja, julle kan as julle Bybel by julle het of 'n elektroniese Bybel, deesdae is dit mos nou elektronies, kan julle saam met my blaai na Handelinge die 12de hoofstuk toe. Handelinge 12 en ek gaan daaruit lees vir julle vanmôre. Gewoonlik lees ek net so 1 of 2 of 3 verse, maar ek wil vanmôre vir julle 'n bietjie agtergrond gee van wat hier staan. Ek het verlede week hierdie selfde teksgedeelte gebruik en ek het eintlik in my hart gedink ek wil dit graag met hierdie mense ook deel hierso, maar agterwyl ek besig was om voor te berei, die Here my net vorentoe gevat van daai boodskap af en my gelei na dit wat hy vanmôre met u wil deel. So ek gaan daai boodskap van verlede week wat ek nou daar aan die ander kant by Lewende Waters gepreek het, gaan ek vir jou op die groep sit. Nou ek gaan sommer vandag 'n groep stig vir gaan maak disippels. Nou dis GMD, dis hierdie gemeente se naam as jy dit nou nog nie weet nie. Omdat my hart is al die jare in disipelmaking, dis hoekom ek altyd besig is met literatuur en mense op te lei. En ek het in my lewe oor die tyd gesien hoe God net harte verander en lewens verander deur dit. Mense wat glad niks met God van hom geweet het nie, hoe hulle aan die einde van daai tyd net radikaal so gegroei het dat hulle vir die Here iets beteken. Hier sit mense in hierdie gehoor vandag wat deur dit kom. So ek wil vir jou vra gaan luister, maar daai boodskap was baie vir my persoonlik het dit soveel inligting gegee om eintlik Handelinge 12 te verstaan. So as jy nou regtig, dis alles verstaanbaar wat hier staan, maar as jy nou so 'n bietjie meer diepte wil weet, dan gaan luister maar daai preek. Is daarom nie heeltemal te lank nie, ek dink hy so 45 minute. Ag, as hy dalk 50 is ook alright. So ek weet nie regtig hoe lank is hy nie, maar gaan kyk maar, gaan luister dit en dis eintlik die eerste boodskap wat aan vandag se boodskap sluit aan by daai woord. So dit gaan jou help as jy dit kan luister. So ek sal dit vir op die groep sit en dan dit is op YouTube, jy gaan dit daar kan kry, maar nou nie te veel worry daaroor nie, of op die Facebook van Lewende Waters. Maar ek gaan dit vir ons op ons groep sit dat jy daarna kan luister. So kom ons kyk wat sê hierdie skrif vanmôre vir ons. Handelinge 12. En ek gaan saam met jou lees vanaf vers 1 tot 11. Want dit is waarby ek wil stil staan. En omtrent daardie tyd. Nou kan jy sien net daai woorde omtrent daardie tyd. Nou is daar 'n vraag. Watter tyd? Nou dit het ek laasweek gehanteer. Okay, so ek gaan nou nie weer daarop stil staan nie, maar net om jou lus te maak om my boodskap te luister. Sit hom aan jou kar aan, jy het mos 'n USB stick so wat ook al luister die ding daar. So en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brode. Okay? Toe hy hom, en ek het daaroor ook bedien vlieg week, en toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed, sê 'n bietjie aanhoudende gebed. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met eens, sê 'n bietjie met eens,
staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Nou dis in die middel van die nag, maar hier skyn 'n lig. Toe slaan hy Petrus op die sy en maak hom wakker. En ek het verlede week spesifiek bedien op 2 woorde in hierdie gedeelte, of op 1 woord op hierdie gedeelte wat 2 betekenisse het, of 2 uitkomste het. Dis dieselfde betekenis, maar 2 uitkomste het. En dis die woordjie slaan. Toe slaan hy Petrus op die sy. So verlede week se boodskap se titel was 1 woord, 2 uitkomste. As 1 woord, maar 2 uitkomste. So as dit jou nou gaan vanmôre stimuleer, gaan luister daai preek asseblief. 1 woord, 2 uitkomste. En met een staan daar 'n engel en toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklikheid was nie. So hy is nog so 'n bietjie deur die slaap. Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Hy het gedink hy droom. Okay? Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygaan, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei. Dis die voordeur van die tronk. En dit het van self vir hulle oopgegaan. Hoe gaan dit oop? Van self. En hulle het buitekant gekom en 1 straat verder gegaan en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Tot sover die geleesde gedeelte in die Here se woord. Ek wil vanmôre stil staan by die titel of by die tema, wanneer die kerk begin bid, breek God met krag deur. Wanneer die kerk begin bid, breek God met krag deur. Nou kom ons draai die titel om. As die kerk wil deurbreek, wat moet hulle doen? Okay, dis nou 3 wat dit gesê het. Ek vra weer die vraag. As die kerk wil deurbreek, wat moet ons doen? Ons moet bid. Julle, daar is nie 'n plaasvervanger om God betrokke te maak nie. Gebed is nie 'n inkopieslys nie. En ongelukkig, dit is hoe ons groot geword het. Ons bid vir bietjie hier en help my daar en doen dit vir my en doen dat vir my. Gebed is om op te lyn met die wil van God. Dit is wat gebed is. En hoe lyn ek op met die wil van God? Ek lyn op met sy woord, want sy woord is sy wil. Ek kan nie vir julle sê oor die jare hoeveel mense kom by my en sê, weet jy, ek weet nie wat is die wil van die Here. Nou julle, as jy jou boek se eerste Bybel, jou Bybel se eerste bladsy oopmaak, wat staan op die heel eerste bladsy? Die Bybel. Wat staan daar nog? Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Is staan by julle Bybels ook so? Nou gee nou asseblief vir my, wat is die Engelse woord vir 'n testament? Is jy seker, Jannie? So met ander woorde, wat is God se wil? Sy testament. En wat is sy testament? Sy woord. So as jy wil weet, wat is God se wil vir jou lewe? Begin die Bybel lees. Begin oplyn met die woord. Want dan sal God jou van daar af vat, want God werk nie buite die raamwerk van sy woord nie. Hy werk binne die konteks van wat hy geskryf het, want dit is hoe Jesus die vyand uitkleer. Toe die duiwel hom versoek, het die Here Jesus nie allerhande draaie geloop en programme gaan skryf en al. Hy sê daar staan geskrywe. Settle it. Okay? So met ander, hy weerstaan die vyand deur die woord te quoteer, want Romeine verklaar aan my en jou dat die woord is die swaard van die gees. So as ons die woord het jy 'n wapen om op te tree teen die vyand. So wanneer die kerk begin bid, breek God met krag deur. Nou ek wil begin by Romeine die 8ste hoofstuk vers 31, waar Paulus die volgende woorde sê.
Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen jou wees? So, as jy wil hê, jou lewe moet redelik suksesvol vooruitgaan, wat moet jy doen? Kry God aan jou kant. En hoe kry jy God aan jou kant? Wanneer jy aan God se kant is God aan jou kant. Nou ek wil vir jou sê, God is nie aan die kant van mense nie. God is nie aan die kant van velkleur nie. God is nie aan die kant van Engels of Afrikaans nie. God is altyd aan die kant van geregtigheid. So dit maak nie saak wat gebeur nie, God kyk na righteousness, hy kyk na wees upright. God is aan die kant van geregtigheid, en diegene wat in geregtigheid wandel, dis diegene wat God kragtig sal ondersteun. So hierdie skrif kom en Paulus sê, wat kan ons dan van hierdie dinge sê? Wat sal ons sê van al die goed wat gebeur? Hy sê, maar as een ding wat ons verseker moet weet, en dit is, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Nou julle, is dit nie 'n lekker gedagte nie? Wanneer, kom ons vra 'n bietjie net so, wie van julle het al deur moeilike tye gegaan in julle lewe? Ek weet die meeste van julle gaan dit net goed mee, maar ek kan sê, Jesus, dit het al my swaar gegaan. En ek praat van dinge wat gebeur het, en ek gaan vanmôre daaroor praat. Okay. Goed, wat nie so lekker was nie. So let op die konteks van hierdie skrif. En toe ek daai skrif lees, toe sien ek eintlik vir die eerste keer iets raak, en ek hoop ek gaan dit deurgekommunikeer kry, net in woorde na julle toe, want as 'n baie fyn lyn hierso. Paulus sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Hy gebruik nie die woordjie sal nie, maar wie kan? So met ander woorde, wat wil ek hê moet jy verstaan vanmôre, reg by die aanvang van hierdie boodskap, is dat as God vir ons is, hy sê nie, wie sal teen jou wees nie? Wat is die implikasie daar? Met ander woorde, hy sê wie sal teen jou wees nie, beteken letterlik by implikasie dat niks of niemand sal teen jou wees nie. Dis nie wat daar staan nie. Okay? Daar's 'n verskil tussen die woordjie sal in hierdie konteks en kan. Die woordjie kan beteken letterlik, as God vir ons is, wie kan teen jou wees, wat by implikasie beteken, daar sal iets of iemand wees wat teen jou gaan staan. Is julle by my hier? Het julle daai ingevang? Okay, julle hoef my nie te betaal vir dit nie, dis gratis, hoor. Maar dis net so 'n bietjie dieper as normaalweg, né? So, hierdie skrif sê nie sal nie, hy sê kan. Hy sê daar gaan goed gebeur. Daar gaan mense teen jou opstaan. Daar gaan mense jou wil seermaak. Daar gaan verhoudinge skade wil ly. Mense gaan vir jou van 'n kant af sleg sê. Sondag aand het ek bedien op die liefde bedek alles, die liefde hoop alles, en ek sê vir daai klomp ouens wat hier was Sondag aand, hoorie, julle moet nou mooi verstaan, hierdie week wat voorkom, gaan die duiwel 'n struikelblok voor jou sit in jou ryding geval. Julle maandagooggend 8:30 julle in my foon. En hier bel 'n pastoor my uit 'n ander dorp uit wat woedend is oor sy dogter getroud is met 'n seun wat ek by die Here uitgebring het, wat deur dwelms gekom het en 'n baie moeilike lewe in sy lewe gehad het, en hy's kwaad vir my oor sy skoonseun. Nou en toe nou sien hy gaan nou nie heeltemal met my regkom nie, want ek ken ook hierdie ou se tricks. Hy kan snaakse dinge doen. Ek dink persoonlik hy het 'n bietjie 'n persoonlikheid, hy het so 'n bietjie 'n sielkundige een of ander hulp nodig. Maar vir 30 minute sê hy my 33 jaar in die bedieningslyn. En ek sit net daar en ek sê vir hom, weet jy moet nou maar sê wat jy wil en doen wat jy wil. Ek gaan nou nie laat jou woorde my nou hier vandag so bietjie. Ek weet dit gebeur nie met julle nie. Dit gebeur met ons. Daar's altyd iemand wat jy wil flat, okay? Maar sulke goed gebeur. En ek wil vanmôre een stelling maak wat ek wil hê jy moet dit onthou. Jy weet partykeer maak 'n mens 'n stelling en jy weet nie eens dit raak mense nie. En hierdie week gaan is iemand oorlede wat jare terug in my gemeente was, en ek bel die man om te hoor hoe gaan dit met hom en om met hom te simpatiseer. Hy sê vir my net gister, sê my vrou vir my, onthou jy dit wat pastoor Henry gesê het? Nou hulle was jare terug in my gemeente. Hy sê en sy sê hoorie, ons moet bietjie teruggaan lewende waters toe. Een sin wat ek iewers te gesê, ek weet nie, hy huil so dat ek kan nie hoor wat hy sê nie.
maar wat daai vrou wat gesterf het, bygebly het tot vandag toe, of tot die dag van haar dood toe. So ek wil vandag 'n stelling maak wat ek wil hê met in jou hart bewaar. As Jesus jou heel gemaak het, behoort niemand anders jou ooit weer seer te maak nie. Het jy gehoor wat ek vir jou sê? Want my en jou betekenisvolheid, ons aanvaarding, is nie wat 'n spul mense om my van my dink of sê nie. Dis wat God van my sê. Want daar's niemand wat die gees van 'n mens ken, wat die hart van 'n mens ken, behalwe die gees van die mens en die gees van God wat in daai mens is nie. Niemand weet waartoe jy gaan nie. Niemand ken die stryd wat jy in jou alleenheid voer nie. Niemand ken die hartseer wat jy beleef nie. Niemand weet wat is die probleme waarmee jy sit nie. Niemand weet wat is die bekommernisse waarmee jy loop nie. Behalwe God en jy. So, moenie toelaat dat hierdie wêreld jou van balans afstamp, omdat mense moet woorde vir jou goed sê nie, want die duiwel gebruik woorde, want dood en lewe is in die krag van die tong, en wanneer ons dood oor mense se lewens spreek, ervaar hulle dit. Waak al is dit, wat 'n pampoen man, moet steeds nie oor daai persoon dood spreek nie. Spreek lewe as hy ou môre terugkom en hy sê ek is jammer en sê ek is reg. Want ek is nie bekommerd om vry te spreek nie, want ek is nie die een wat hom gaan oordeel nie. God sal hom oordeel. En ek weet nie hoekom ek dit nou vanmôre vir julle sê, want dit staan nie op my preek nie, maar ek bring dit nou in. Want dis wat die Gees my sê om vir julle te sê. So moenie vashak by gister nie. Moenie vashak by die verlede, by woorde van mense, by die gedrag van 'n baas of wat ook al nie, of die woorde van 'n vrou of jou man of wie ook al nie. Raak vanmôre vry in die bewustheid, wat dink God, wat sê God oor my? So kom eerder in 'n tevredenheid met die Here. En Paulus sê, daar gaan nie goed nie met jou gebeur nie. Hy sê, daar gaan goed met jou gebeur. En jy moet dit vooraf weet. Maar, deur dit alles, is God by jou. So dit gee ons 'n stuk vryheid, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan. Want julle, ons het nie altyd antwoorde vir alles nie, ons neem besluite na die beste van ons vermoë, maar dit is nie altyd die regte besluite nie. En dan loop goed skeef en ons gaan deur moeilike tye en ons weet nie, maar die Here het jou nie gelos nie. Hy is steeds met jou. Dan sal daar sal altyd dinge gebeur wat ons sal wil ontmoedig om te glo. So hoekom doen die duiwel dit? Hy wil jou geloof aantas. Hy wil vir jou sê God kan nie. Of hy gaan vir jou vra, maar kyk net wat het met jou gebeur. Waar, daai enetjie het ek al baie gehoor. Waar was die Here? En ek sal sommer nou 'n rapport gaan uithaal van 1995, die hele 2 bladsye voor, as jy hom oopvou voor en agter, toe die tsunami Phuket getref. Net sulke groot woorde op die buiteblad van die rapportkoerant. Waar was God? Ek het daai koerant gekoop. Hy lê iewers in my argiewe. Waar was God? God is waar jy hom sit. God is waar jy wil hê hy moet wees. Waar jy hom toelaat. So, goed sal in jou lewe gebeur. Hoor wat sê 2 Timoteus 3, vers 12 en vers 12, vers 12. Elke een wat godvrugtig wil, nie gelewe het nie, wat godvrugtig, jy neem 'n besluit om te wil. Dis toekomstig. Elke een, nou wie is elke een? Is dit julle almal? Ek hoop so. Eintlik as ek nou daai woord gesê het, moes jy nou so gemaak het, dan het ek nou geweet jy neem dit in. Maar nou is julle te skynheilig en julle laat dit nou net so 'n bietjie soos 'n baba by jou verbygaan en julle, maar elke een wat godvrugtig, dit sê die oomblik wanneer jy 'n besluit geneem het om jou lewe in die wil van God te rig, sê hierdie skrif, sal. Wat is sal? As ek vir jou sê hoor dit sal gebeur. Dis 'n feit. Elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal, wat gaan met hom gebeur? Vervolg word. So, probeer jy godvrugtig lewe? Wat gaan met jou gebeur, pastoor Amanda?
Jy gaan 'n telefoonoproep kry. Jy gaan 'n baas kry. Jy gaan 'n besigheid verloor as dit so moet wees as jy die Here nie betrokke gemaak het. Jy gaan in jou lewe, daar kan goed verkeerd loop julle. So met ander woorde, daar gaan vervolging kom, maar dis nie die einde van jou lewe nie. God is met jou. OK. So hoor nou mooi. Dis 'n onvermydelike dat daar moeilike tye in ons lewens sal kom en julle enige vervolging is altyd moeilike tye. So moeilike tye is tot 'n mate vervolging. En moeilike tye in die sekulêre wêreld sit jou binne hierdie vraag, weet, gaan God vir my deurbreek? Moet ek God steeds bly vertrou? Want wat wil die duiwel doen? Hy wil jou geloof aantas. Hy wil hê jy moet wonder waar's die Here of die Here nog vir jou lief is. Dinge, goed, gebeur dikwels wat ons nie beplan het nie. Nou wil ek jou vra, is daar iemand hier wat al iets in sy lewe beplan wat jy gedink het, hoor, dis 'n goeie idee, maar toe werk dit nie lekker so uit. Dink ons almal, okay? Ons almal is daar. Moenie val oor dit wat gister gebeur het nie. Daar's daarom nog môre ook 'n dag. Okay. Gaan net aan. Pastor Marius, ek het eendag gehoor jy sê jy het 'n besigheid begin terwyl dit nie lekker werk nie. Is dit so? Okay, want hoekom? Is nie God se plan, jy's 'n predikant. Okay. Ja, daai is nou so vat so jou boef. Ek het dit al gedoen. Dan sê die Here vir my, wat maak jy daar? Dis nie jou calling nie. Daar's ander ouens wat geroep is vir dit. Okay? So, goed gebeur wat ons nie beplan het nie, en dan loop goed nie altyd volgens ons planne nie. Goed buite ons beheer, dan's daar dinge wat met jou gebeur wat buite jou beheer is. Goed gebeur wat jy nie verwag nie, goed gebeur wat jy op daai oomblik, en dit kan klein goed wees of groot goed wees. Nou Sionay het nou net begin kar bestuur en dit gaan vir haar baie lekker want sy kan nou ry waar sy wil wees. En nou die dag toe gaan oefen sy by die atletiek en toe sy daar wil wegry, toe sê daai karretjie van haar, hoorie so, ek start nou nie meer nie. Okay? Vir haar is dit nou 'n major saak. As dit nou my kar is wat jy wil start nie, dan gaan ek gaan dalk met hom parmantig, ek gaan dalk 'n paar Portugese woorde met hom praat. Maar dit gaan my nou nie baie affekteer nie, verstaan jy, want ek gaan een of ander plan kan maar sy verstaan nie hoe nie, sy weet nie wat, nou bel sy my en sê, is daar nie iemand wat jumper leads het nie? Ek is op pad, nou sit ek in Menlyn in die verkeer. En ek weet, vir my om hier te kom is 'n hele rukkie. Vir haar was dit 'n major issue op daai oomblik. Iemand het haar aan die gang gekry, en wat gebeur toe nou net toe hulle hom staar, daar wil die kar nou nie lekker ry nie, jy gaan in limp mode in 10 km/h. Nou bel sy my sê, hierdie kar, al sy liggies is brand, wat gaan hier gebeur? Ek sê, ry maar net 10 km/h tot by die huis. Gelukkig is sy slim genoeg en sy vat die agterpaaie. So, dis 'n beproewingstyd, dis 'n kort, klein beproewingkie, maar dis goed wat gebeur elke dag in ons lewe, julle. En dan moet ek daai oomblik besluit, Here, en weet jy, ek het al gesien, as sulke goed my gebeur, en sê ek, ag Here, help my net. Ander keer gaan ek Bilans se sake toe en ek ry daar oor die plaveisel en skielik voel ek hier raak my kar weg. Hier ry ek binne in 'n manhole in waar die gras uitgroei en ek sien nie die manhole het nie 'n deksel. Ek sien nie as die manhole nie. En hier val my hele kar binne in hierdie gat in. En hier sit en ek besef daar's nie 'n manier dat ek hierdie kar hier kan uitkry nie. En daar kom twee swartes aangeloop en hulle sê vir my, hoorie so meneer, ons tel sommer hierdie kar uit. Ek sê asseblief nie, julle gaan hierdie ding se modderskerms alles buig man. Jy kan nie die kar hier uittel want daai ding lê so diep in die gat. Nou staan ek en sê, Here, hoe gaan ek hierdie kar hier uitkry? Nou het ek nog 'n afspraak. Nou dink ek sal maar vir Rick Stowin bel met 'n ken ten minste en sê, hoorie, bring net een of ander kraan ding dat jy net hierdie ding onder kan hak en hom kan optel. En ek is nog besig om die jack daar uit te haal en om te jack om 'n plan te maak. En die volgende oomblik sien ek dit, hier kom die kar en ek dink wat gebeur nou? Jy besluit daai twee swartes nie, hulle tel hom uit. En toe hulle hom uitgetel het, toe loop ek op die kar, ek sê, julle nou hierdie kar se neus gebuig nie. En hulle sê, nee meneer, hierdie kar is nog 100% reg, maar jy kan maar ry, ons het elkeen R20. Ek bid die Here, ek sê, Here, help my. Hy stuur vir my twee mense, hy sê, hulle sal my uittel, ek sê, daar's nou way. Want ek het in my eie, die Here help, hulle tel hy kar heeltemal voor op daai twee latte, sonder dat iets buig. Julle goed gebeur. En op daai oomblik as jy binne in daai ding, en ek het geleer, elke ding in jou lewe maak die Here betrokke. Sê vir die Here, Here, help my. Vra hom. Geef vir my 'n antwoord. En daai antwoord gaan nie dadelik kom nie, hoor. Okay?
Ek moes seker vir 'n halfuur om my kar loop, om 'n plan te beraam en my plan het nie gewerk nie. So goed gaan gebeur in ons lewens, so goed buite jou beheer, omstandighede. Soms dink ons is in beheer van alles. Ons wil mos in beheer wees. Tog sê die Bybel dat ons nie in alles en altyd in beheer sal wees nie. Jy kan nie altyd in beheer wees nie. Bef, ek dink jy het nou so deur so ding gekom. Jy het gedink jy's in beheer. En toe rol die steen na 'n ander kant toe. Toe val die duis na 'n ander kant toe, né? OK, dit is hoe dit werk. En is ontstellend. Trane loop en gesiggies raak rooi en al die goed gebeur. Hoekom? Want nou is die vraag, wat nou? Hoekom het dit gebeur? Maar die skrif sê in Romeine 8, alles werk ten goeie vir hulle wat die Here liefhet. Jy weet dit nie nou nie, maar in dit leer God jou sekere dinge om jou voor te berei vir later. So moenie vashak teen al hierdie goed nie. Hoor wat sê Spreuke 16:9. Die hart van die mens dink sy weg uit. Die hart van die mens dink sy plan uit. Nou Dr. Bertie Hanekom van perspektief van College van Perspektief en Mense, hy's 'n dosent of 'n professor by Universiteit van Potchefstroom. As hy hierdie skrif lees, die hart van die mens dink sy weg uit, dan sê hy altyd, ja, daar was nou weer jou slim plannetjies. Kom aan. Daar was nou weer jou slim plannetjie. Nou wie van julle het al 'n slim plannetjie beraam en dan werk hy slim plannetjie nie uit nie. OK. Ja, dis 'n paar ouens wat tog al kan sien. Ja, soms ons is nie so baie nie, maar hulle is amper die helfte as jy hoor, ek het al 'n paar slim plannetjies gemaak. Dan werk dit nie uit nie. Die hart van die mens dink sy weg uit. Die hart van die mens beplan sy plan, maak sy planne. OK? Met ander woorde, ons beplan ons weë. Wat beteken dit? Ons beplan ons weë. Ons neem besluite oor dinge van nou en van môre. Nou julle, dit op sigself vir nou is alright, maar vir môre vraagteken. En ek gaan vir jou sê hoekom. Nou jy kan nie anders nie, want jy leef nie net nou nie, jy het 'n verwagting dat jy môre steeds daar gaan wees. So ons moet ook. Maar kom ek vra jou, wat kan jy vandag, wat kan jy doen aan vandag? Jy kan voluit leef. Wat kan jy doen aan môre? Kom, wat kan jy regtig doen aan môre? Bietjie beplan. That's all. OK? Maar hoor wat sê die volgende skrif. Kom ek lees eers vir jou net Spreuke 16:9 klaar, dat jy dan 'n perspektief kry. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar daar's 'n teenstelling. Die Here rig sy voetstappies. OK? Op 'n ander plek sê hy God rig die voetstappe van die regverdige. Nou as jy Jesus liefhet, wat ek glo julle almal het hom lief, wat impliseer daai skrif? Wie is in beheer van jou lewe? God. So met ander woorde, nou as jy binne die gang van jou lewe, goed werk nie uit soos jy dink nie, goed werk nie uit soos jy beplan nie, maar wie is in beheer van jou lewe? God. Hy's steeds daar. Want jy het jou weg beplan, maar God gaan jou voetstappe rig. Hoekom? Sodat alles ten goeie sal uitwerk vir diegene wat Jesus liefhet. Here, maar hoe werk dit uit as ek my werk? Hoe werk dit ten goeie uit as ek my werk verloor het? Hoe werk dit ten goeie uit as ek finansiëel sukkel? Weet jy, in daai proses is God besig met sy proses. En in sy proses leer hy jou goed wat jy moet weet as jy ontvanklik is om dit te leer. Anderster gaan jy vir 40 jaar om dieselfde berg loop, soos die klomp Israeliete. OK? Want dis mos wat ons doen. Ons loop om en om dieselfde foute. So ons moenie daarby uitkom nie. Die hart van die mens bedink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Spreuke 20:24. Bevestig Salomo hierdie stelling. Hy sê die voetstappe van 'n man hang van die Here af. Hoe sou 'n mens? Hoe sou ons dan ons weg kan verstaan? Ons verstaan nie altyd hoekom ek is
waar ek is nie. Ons verstaan nie altyd hoekom goed gebeur nie. Partykeer laat God sekere dinge in ons lewens toe om jou geloof van een vlak na 'n dieper vlak te skuif. Of hy haal jou so 'n bietjie uit 'n gemaksone uit waar jy hierdie geloof het, hierdie dinge doen en dan sê die Here, maar jy het gestagneer waar jy is. God wil jou altyd hoor na hom toe hê. Nou gebeur goed in jou lewe om jou daar te kry. Okay? Daar's 'n skrif in die boek van Job wat hy sê deur die mond van die nood het God my geskuif van een ruimte, van 'n beperkte ruimte tot 'n onbeperkte ruimte. So God se plan met my en jou is 'n onbeperkte geestelike ruimte en ek en jy is binne hierdie beperkte ruimte en God gebruik omstandighede, die mond van die nood om my ore daarmee, deur my ore dit my te leer dat ek van daai beperkte ruimte kan skuif na daar waar God my wil hê vir nou in my lewe. En julle, ek is nou daar. Sê ek vir die Here, kon jy nie maar 'n bietjie vroeër hierdie triek getrek het nie. Ek is daarom nou 66, Here, nou kom jy met hierdie, ek wil ook mos nou as ek gaan kyk hoe hou die ouens vakansie as hulle nou 65 is en hulle ry rond en almal daar in die kerk, hulle geniet dit en hulle gaan sê, Here, ek verstaan nou nie hierdie ene nie. Maar God weet hoekom hy dit doen. God weet wat hy wil doen. Dalk is daar niemand anders wat kan doen wat ek nou moet doen nie. Okay, en dit is nou nie verwant nie. Ek sê dit want daar is goed wat jy kan doen wat net jy kan doen wat God jou vir 'n beskikking kan doen. As jy dit nie gaan doen, moet God 'n buiteperd inbring om dit te doen. Hoor as Jakobus 4:13. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die stad of die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. So, kan jy sien jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Hy sê maar jy sê jy gaan nou na die stad toe, jy gaan nou daai stad toe, jy gaan nou 'n besigheid daar begin, jy gaan nou geld maak en vir 1 jaar daar bly en jy gaan nou ryk word. Die Here sê man, moenie so stupid wees nie, want jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Okay. So die beste is daar is 'n uur en dit is nou. Lewe vandag en lewe voluit vandag. En lewe hierdie vroutjie het ek julle nou nog gesê, daai vrou is 54 jaar oud. Sy het opgestaan, letterlik op die bed gaan sit, gaan lê en het weer gesê voel nie lekker nie en toe die man bel kom sy weg. Kon. So. Niemand het dit verwag nie. Hulle het die afgelope maand baie geoefen in die gym, allerlei dinge gedoen en net so weg. In Johannes 21 vers 17 vra Jesus vir Petrus vir 'n derde keer. Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U ken my hart, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Die Here vra hom 3 keer. Hoekom? Want hy het Jesus 3 keer verloon. Hy moes 3 keer bevestig dat daai was 'n fout. Maar Christus het hom vooraf gesê, hy gaan dit doen. Maar wat is die opdrag hier? Wat is God se doel met Petrus? Laat my skape wy. Hak Jesus vas by die verloning? Nee. Jesus hak nie daar vas by die foute nie. Sy plan bly steeds in plek, maar hy rig vir Petrus om uit te kom by dit wat God wil hê hy moet doen. Hier vra Jesus 3 keer vir Petrus of hy Jesus liefhet en 3 keer antwoord Petrus hom, Here, ek het U lief. So was daar 'n probleem met Petrus se liefde teenoor die Here, ja of nee? Nee. Het hy Jesus lief gehad, ja of nee? Nee. Hy het God lief gehad met alles. Hy het Jesus gevolg van die begin af. So in Petrus se verhouding met die Here was daar nie 'n probleem nie. Die Here laat hom dit bevestig want God het 'n plan met sy lewe en hy wil hom voorberei met dit wat met hom gaan gebeur. Hy wil hê hy moet dit verstaan. Hy moet nie in die liefde van God vir hom twyfel en hy moet nie in sy liefde vir Christus twyfel nie. Dan bevestig Jesus God se doel met Petrus. Laat my skape wy. Met ander woorde, vanuit jou verhouding met my sê
sê Christus vir Petrus, vanuit jou liefde vir my, vervul jou roeping. Hy sê vir Petrus, jy het erken 3 keer dat jy my liefhet. Gaan nou terwyl jy erken dat ek eerste in jou lewe is en dan gaan doen jy wat ek wil hê jy moet doen. Julle, die kerk hak vas daar. Die kerk het 'n calling. Hier sit niemand in hierdie gebou wat nie 'n roeping het nie. Psalm 139 sê, elke dag van jou lewe is in God se boek opgeskrywe en sy gedagtes is goeie gedagtes vir jou. Jy het 'n purpose. 'n doel wat jy moet vervul elke dag van jou lewe binne die konteks van sy koninkryk. Petrus, jy het my lief, gaan doen nou waarvoor ek jou gemaak het. En van hier af sien ons hoe Petrus na die uitstorting van die Heilige Gees hierdie doel begin vervul. En dit was vir my fenomenaal toe ek hierdie skrifte vat en ek trek dit deur na ou Petrus toe en ek gaan kyk wat gebeur met hierdie ou in sy lewe in die begin van die kerk. En kom ek lees vir jou. In 3000 siele kom in Handelinge 2 vers 42 op een slag met een preek tot bekering. Jy sê, ek sal hom like om een preek te preek en 3000 ouens geel harte vir die Here, hè? Kyk, dan sal ek daarom nog nie 'n slapelose nag hê nie. Ek sal nogal lekker gaan slaap. Hierdie ou preek, een preek. 3000 mense laat hulle doop in Jesus naam. 3000. Dis 3 hoërskole julle. 3 hoërskole se mense. Laat hulle doop in die naam van Jesus. Hulle gee hulle harte vir die Here. Dis Handelinge 2. In Handelinge 3 genees God deur hom en Johannes, die krepelgebore man wat 38 jaar van sy lewe krepel is by die tempelpoort voor die tempel. Gebruik die Here vir Petrus. In Handelinge 4 vers 4 sien ons dat die 3000 siele van Handelinge 2 gegroei het tot 5000 manne. 3000 siele, Handelinge 2, Handelinge 5, Handelinge 4 vers 4, 5000 manne. So hoeveel siele is daar nou? $8,000 van 3000 af siele, manne en siele beteken manne en vroue. Nou is hulle 5000 manne. Hy voed die brode met die visies, die vermeerdering van die brode. Daar was 'n groot skare. Julle, dis 20, 25, 30.000 mense. Want elke man het waarskynlik 'n vrou en nou ja, in daai tyd het hulle nie net 1 of 2 kinders gehad nie, hulle het 'n string gehad. OK. So, hoeveel mense was daar? 'n Klompie. Daar's 'n paar duisend mense, baie meer as die 5000. OK. So kan julle sien van Handelinge 2 af na Handelinge 4 toe is daar radikale kerkgroei. Ek het nie baie programme daar gesien nie. Ek het nie baie allerhande fancy goed daar gesien, fancy musiekinstrumente en allerhande goed nie en fancy lesingmateriaal. Nee, ek het net God se woord gesien en gebed. OK. Dis nog nie klaar nie. Handelinge 4:32 sien ons dat die kerk in Jerusalem bestaan uit 'n menigte van gelowiges. Nou hoeveel is 'n menigte? Nou raak ons al bietjie meer. In Handelinge 5 vers 14 staan en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. So groot is die kerk in Jerusalem. Menigtes van manne sowel as vroue. Is dit meer as 3000? So, nou het ek 'n vraag. Verloop alles volgens plan met laat my skape wy in Petrus se lewe as ek na daai statistieke kyk? Kom aan, verloop alles volgens plan daar? Yes. Jy sien dit, jy ervaar dit, jy lees dit. Met ander woorde, hierdie ouens flout net in die gees van die Here en goed gebeur net om hulle en hulle sien net hoe God radikaal werk binne hulle lewe en met hulle en deur hulle. In Handelinge 6 vers 7 bevestig Lukas dat die disippels in Jerusalem baie vermeerder het en 'n groot menigte, hoor nou, van die priesters. Nou was dit volksgenote, nou is dit priesters en 'n groot menigte van die priesters het gehoorsaam geword. Nou begin hulle al die geestelike leierskap bereik. OK. So gaan alles nog goed met Petrus en sy
en sy gaan maak disippels en sy laat my skape wys. So julle sê alles gaan nog goed tot hier. Yes. Maar dan neem kerkgeskiedenis 'n draai, 'n wending. In Handelinge 7 en Handelinge 8 vers 1 lees ons, en Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. So wie bly van daai menigte oor in Jerusalem? Net die apostels. Waar is die ander een? Vlug vir hulle lewe. OK. Alles het dan nou so goed gegaan, wat gebeur nou hier? Die Here nou onttrek. Het Petrus die Here nou kwaad gemaak? Het hy nou gesondig dat hierdie goed nou skeef loop? Ja, hulle het een foutjie gemaak. Die opdrag was, gaan maak disippels, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Maar wat doen hulle? Hulle bly in Jerusalem. Nou kom die Here en sê, maar my woord het gesê, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. So get out. Gee hulle 'n kiek. En hoe doen hy dit? Hy fluister in Paulus se ore, en hy sê, hoor jy ou maat, jy is nou 'n wetgeleerde en jy is 'n fariseer, check hierdie ouens op. OK. En die duiwel wil die kerk vernietig deur Saulus, wie Paulus is. So sien jy, ek en jy verstaan nie wat om en in ons lewens altyd gebeur nie. Maar God het 'n oorhoofse plan, want hy rig jou voetstappe. Hy is die een wat jou vat. Let op, dit is nie sommer enige persoon. Ek wil net 'n bietjie teruggaan hierso. Nou as ons nou vanmôre lees dat hierdie kerk word verstrooi, wat ervaar ek en jy in ons lewens? Wat ervaar as ek dit sien en dink ek, Here, hoekom? Hierdie mense het nou net Jesus aangeneem. Hoekom dit nou? U is dan in beheer van alles. Hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Wat is God se doel en sy plan met Petrus? Laat my skape wy. Het dit verander? Nee. Het omstandighede verander? Ja. So kan jy sien, God is nie bekommerd oor die omstandighede nie. Jou purpose bly jou purpose. God se doel met jou lewe bly God se doel met jou lewe. Daarom loop ons baie keer draai en wil ons ander dinge gaan doen buiten God se wil en sy plan. Dan loop goed nie soos dit moet loop nie. Omdat ons eintlik verkeerd trap. Ons gaan buite die spore van God. In Handelinge 12 vers 1 tot 24 sien ons net letterlik die volgende woorde, gaan dit vir jou lees. En omtrent daardie tyd, watter tyd? Hierdie tyd waar die vervolging na Stefanus begin het. En omtrent, en Paulus is bo in Antiochië, het klaar tot bekering gekom en hy en Barnabas is bo. En hulle maak geld bymekaar vir die arme mense in Jerusalem. En omtrent, want dis die voorafgaande gedeelte. En omtrent hierdie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen en hy het Jakobus die broer van Johannes met die swaard omgebring en toe hy sien dat dit die Jode welgevallig is, ek het verlede week kwai op hierdie skrif bedien, hoekom dit gebeur, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem en dit was die dae van die ongesuurde brode. Nou julle, die fees van die ongesuurde brode was 7 dae na die Pasga, was daar 'n fees gehou van die ongesuurde brode wat 7 dae geduur het. So wat gebeur hier? Dit is die eerste ding wat jy hier moet verstaan, dis nie sommer enige persoon wat Petrus in hegtenis neem nie. Dis die koning. Dis nie 'n fariseer nie, dis nie 'n Jood nie, dis nie 'n skrifgeleerde nie, dit is die koning wat Petrus in gevangenis neem. Dis die hoogste gesag van die tyd. Dis die vernaamste persoon in daai era. Dis die mees gevreesde individu van daardie tyd.
Wat doen hy? Hy onthoof Jakobus en die eerste apostel word vervolg tot die dood toe. Jakobus was die eerste apostel wat doodgemaak is. Hy neem die volgende apostel gevange en dit is Petrus, omdat hy gesien het dat daai aksie om die apostels uit die weg te ruim vir hom groot eer onder die Jode bring. En ek sê laasweek se boodskap geluister, as jy sien hoekom. So hierdie ou het 'n motief. Hy wil die apostels van kant maak. En die apostels, hy worry nie baie oor die geloofsgoed nie. Hy worry oor sy eie eer, oor sy eie ego. Daarom doen hy hierdie goed, want hy wil die Jode aan sy kant kry, sodat hy meer krag kan en daar's 'n rede hoekom hy dit wil doen, want hy kom uit die dinastie uit van die ouens wat die Griekse regering daai tyd teëgestaan, julle kan maar gaan kyk daarna. Vers 4 sê, toe het hy, Herodes, dan vir Petrus gegryp en hom in die gevangenis gesit en hom oorgegee aan 4 wagte. So hoeveel ouens pas vir Petrus op? OK, hier staan 4 wagte, nou die ouens wat laasweek in die diens was, gaan dit nou weet. Elke een van 4 soldate. So ons noem 'n ou wat iemand anders oppas 'n wag. Hulle noem 'n wag 4 soldate. So met ander woorde, en hy het hom oorgegee in die gevangenis aan 4 wagte. Nou as elke wag 4 soldate het, hoeveel mense moes arme ou Petrus oppas? Kom in 4 maal 4 is gelyk aan 16. So 16 mense staan by daai tronk en maak seker dat hierdie mannetjie nie ontsnap nie. Dis 'n bietjie 'n overkill, hè? As ek nou moet sê. Hy het nie eens 'n wapen by hom nie. Dis die beste van alles. Want hy het laaste keer sy swaard getrek toe hulle Jesus gevange geneem het en toe sê Jesus, "Vat daai swaard en sit hom weg." So hier sien 'n ou, die statistieke julle, 16 ouens om een ou te bewaak. Dis belaglik, man. For sure. Hulle wou hulle kop bou. Want as hulle nie bewaak het nie, as hulle geval het om die ou te bewaak, om 'n eerlike waarheid te sê, hy het hulle doodgemaak daarna. Hy het al 16 wagte om die lewe gebring. OK. Nou vra ek jou die vraag. Hier's Petrus. Hy sê net 4 wagte en 4 sou elkeen 4 soldate om Petrus te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasies, na die 7 dae voor die volk te bring. So hoe lank was Petrus in die tronk? 6 dae. OK. So 6 dae in die tronk. Nou vra ek jou weer die vraag. Loop alles nog reg vir arme ou Petrus? Menslik gesproke. Here, maar ek het dan nou dit gedoen. Ek het nou gedink dit is nou okay en dit is voel goed en dit was reg en ek het geglo gee. Kyk nou wat gebeur nou hier. Hoekom? Hoekom? Dan kom al die hoekoms. Nou ek weet, wie van julle het al gesê, ag Here, hoekom? Ek dink nie is iemand wat dit nog nie gedoen het nie. Hoekom gebeur dit? Hoekom is ek waar ek is? Nou wil ek jou vra, uit 'n menslike perspektief, dink julle hierdie gebeurtenis, hierdie omstandighede, was enigsins in Petrus se gedagte, na daai groot suksesse wat hy voor dit behaal het? Nou, hy het dit nie gedink nie, hy het dit nie besef nie, hy het dit nie geweet nie. Hy het maar net elke dag gedoen wat hy moes doen. Niemand van ons wil in sulke omstandighede beland nie, niemand nie. Niemand van ons beplan 'n paar dae in die tronk nie. Okay. En deur die hoogste gesag aangesê om jou nog te bewaak, nog minder mense. By implikasie beteken dit vir my en vir jou dat as ek kyk wat hier gebeur met 16 soldate om hom in die gevangenis agter 'n staaldeur, is die uitkomkans 0. Hoor jy wat ek vir jou sê? Daar is nie 'n antwoord nie. Daar is nie 'n antwoord nie. Daar is nie 'n uitkoms nie. Dis 0. Uit 'n menslike perspektief kan hierdie man niks doen nie. Toe Jesus vir Petrus gesê het jy my waarlik lief? Het Petrus 3 keer sy liefde teenoor Jesus bevestig. Kan jy verstaan hoekom Jesus hom 3 keer gevra het? Want Jesus het geweet,
wat vir hom gaan voorlê. En hy wou gehad het, Petrus moet onthou, dat Jesus hom liefhet, en dat hy Jesus liefhet, ongeag waartoe hy sal gaan. Dinge werk nie altyd uit, soos ek en jy dit beplan nie. Wat is die eerste reaksie wat ons baie keer het as ons deur sulke goed gaan? Here, waarom? Waar is U nou? Wat het nou van U geword? Hoekom gebeur dit met my, Here? Here, het U my nog steeds lief? Of Here, hierdie is 'n algemene een. Wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Kom aan. Want wat doen die duiwel? Hy sê vir jou, ja, ek het jou gesê, onthou jy gister het jy mos nou kwaad geword vir Sunny daar by die teetafel, en toe het jy nou vir haar 'n bietjie lelik iets gesê, of jy het nou dit gedoen. Dan onmiddellik dan soek jy, die duiwel wil hê jy moet jouself onder selfveroordeling bring. Die duiwel hou van veroordeling. OK. Wat het ek verkeerd gedoen? Kom ons kyk na Petrus se omstandighede. Vers 4 sê, toe het Herodes dan vir Petrus gegryp en hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte. Elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die fees voor die volk te bring. So wat het hy met Jakobus gedoen? Onthoof. Wat is die vooruitsig van Petrus? Onthoofding. Kom aan. Nou julle, 6 dae moet jy daai gedagte verwerk. Want jy sien, hier is nie uitkomkans nie. Jy kan nie. Maar dit is wat hierdie skrif, hierdie gedeelte so wonderlik maak. Vers 5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Wie staan in die gaping? Die gemeente. Het hulle enigsins besef waarin hy is? Yes. Het hulle verstaan dat hy gaan op die 7de dag uitgehaal word, voor die volk waarskynlik doodgemaak word op watter manier ook al? Yes. Maar dit ontmoedig hulle nie. Hulle val nie oor die probleem nie. Hulle kom in aanhoudende. Wat sê ding is 'n aanhoudende gebed? Die skrif sê, kom ek lees dit vir jou, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. So wat doen die gemeente? Hulle kom by mekaar en hulle wag op God. Hoe lank wag ons op God om te antwoord? Ek leer julle al lankal. Tot dat. God se tyd is nie my tyd nie. God se tyd is ook nie jou tyd nie. Een van die manne wat hier by die opleiding deurgekom het, sê nou dag vir my, hoorie, ek bid, maar die Here hoor my nie. Ek het nou alles gedoen wat ek kan doen, maar dis asof die Here my nie hoor. Nee, God hoor jou. Glo my vrou, hy is net besig om jou uit te sort. Dis al wat hy doen. Hy is besig om met jou 'n pad te loop. Want moenie staat maak op jou eie krag en op jou eie insig nie. Hier ontstaan 'n probleem wat op die oog af geen uitkoms het nie. Maar dan doen die gemeente wat Jesus in Matteus 18 vers 19 vir hulle beveel het. Weer sê ek vir julle, weer vir 'n tweede keer, vir die soveelste keer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Die vroeë kerk wend hulle in hierdie onafwendbare probleem tot gebed. En wat doen hulle met gebed? Hulle maak God betrokke in Petrus se situasie. Maar is meer as dit. Want wat moes Petrus doen? Hy was die leier van die kerk in die vroeë.
Hy moes die skape laat wei. So, hulle bid dat God Petrus sal spaar, sodat sy purpose, sy doel, vervul sal word. In vers 6 en 7 staan, en toe Herodes hom wou voorbring. Nou is die 6de dag daar, of die 7de dag is nou daar amper, hy wil hom nou uithaal uit die tronk uit, en toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei. Nou van die kommentaare sê hy was fisies geboei aan hierdie 2 ouens langs hom. So hy kon nêrens, as hy beweeg het hulle beweeg. Okay? Met 2 kettinge geboei. En wagte voor die deur en wagte voor die deur die gevangenes bewaak. 2 soldate in die sel en 14 soldate iewers binne in hierdie tronk. Dis wat hier staan. Okay? Met Petrus daar in die middel, vers 7. En met eens, skielik, staan daar 'n engel van die Here by hom. God gaan altyd skielik antwoord wanneer jy dit nie verwag nie. En skielik het daar 'n engel van die Here by hom gestaan en 'n lig skyn in die gevangenis. Nou julle, as jy nou iemand wil wakker word, maak in 'n vertrek, wat doen jy? Jy sit die lig aan. Nou hier's die engel, hoe lyk die sel binne? Hy verlig dit. So hier's al klare wonderwerk, so kan jy sien. Daar staan 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, hy tik hom en hy sê vir hom, word wakker, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Nou, hoe? Dit worry nie hoe nie, dit het. Okay. En die engel sê vir hom, omgord jou, trek jou skoene aan. Hy gryp hom nie, ruk hom daar uit, dat hy so vinnig as moontlik daar kan uitkom nie. Hy sê vir hom, sit jou beld aan, kry jou klere aan, en trek tog jou skoene ook aan. Want jy gaan nou hier uitgaan. Nou julle, hoe lank vat dit om nou daai klere en skoene en alles aan te trek op die vinnigste wat jy kan dink? 5 minute, 6 minute. As dit 'n vrou is, 25, miskien 55 minute. Okay. Gelukkig was hierdie nie 'n vrou nie. As hy engel baie geduld moes gehad. Hy so groot narkose moes gegee daar. Okay. En die boeie het van sy hande afgeval en die engel sê vir hom, gord jou staan op. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kan jy sien, 4 plus nog 4, 8, hulle gaan by die eerste 8 ouens verby. Kom hulle by die Eysterpoort, wat na die stad lei, en dit het van self oopgegaan. So, daai engel, julle, die kwaaiste slot, die kwaaiste wagte, met die mees gesofistikeerde wapens, die sterkste boeie, kan God nie terughou om sy kinders te help nie. Wat 'n boodskap is dit nie vir my en jou nie. Hoekom twyfel ons as dit nie goed gaan nie? Hoekom wonder ons of God daar is? Al wat ons moet doen is, maak God in gebed betrokke. Ons kyk na die chaos in Suid-Afrika. Dis 'n no-go. Mense trek uit, een van ons mensies wat in die gemeente ingekom het 'n paar weke gelede, wat ook vir ons volg op die Facebook hier, en sy's Amerika toe, en ek glo die Here het 'n plan met haar lewe. Maar die vyand probeer ons mense wegkry. Maar wat kan ek en jy doen in Suid-Afrika? Die gemeente moet by mekaar kom om te begin bid. Nou wil ek jou vra, het ons vandag die geloof, as ons begin intree vir ons land, dat God iets in hierdie land kan doen? Kan God iets doen? Hy moet kan. Nie ons plannetjies nie. Hy het 'n plan. Dit was nie Petrus se plan. Daai ouens, hier kom Petrus uit die tronk uit julle. In die Bybel sê die duiwel, die engel loop met hom 1 blok verder en hy sê vir hom, cheers, ek gaan nou gaan. En hy verdwyn. En hier staan Petrus buitekant.
Die Bybel sê en Petrus haas hom na die huis van Markus, die broer van Johannes. En dis nie Johannes wat dood, Johannes die apostel nie, dis 'n ander Johannes. En hier kom hy by die voorhof en hy klop, en die Bybel sê hy klop hard. Hoekom? Want hy's bang iemand sien hom. Die ouens bid daar binne en hier kom ou Roda uit, sy's 'n diensmeisie. Maak die gaatjie oop en hier staan Petrus en Petrus praat met haar. Sy's so uit die veld geslaan. Sy hardloop deur die binnehof terug na waar hulle bid. En sy kom by daai spul ouens wat daar bid en sê, hoorie, Petrus is hier. Hy sê, ag, jy's mal jou kop, man. Hy's agter 16 wagte. Hy's in die binnekant van die tronk. Nou julle, daai ding is vir my so mooi. Die menslikheid van my en jou. Hulle bid, maar hulle dink nie iets kan gebeur nie. Hoeveel keer bid ons nie, dan dink ons niks kan gebeur nie. En hier kom God. En hy antwoord. Hy sê van maak oop hierdie deur. En hy vertel hulle alles wat gebeur het. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's niks in jou lewe wat te groot is vir God nie. Niks. Daar's nie 'n probleem in ons lewens wat God nie kan hanteer nie. God kan, as ek en jy wil. Al wat hy soek is, maak my betrokke in gebed. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Daar's 'n skrif in die boek van Amos, ek dink is die 5de hoofstuk vers 8. Hy sê God doen niks tensy hy sy profete daarby betrokke maak nie. God doen niks. Dis 'n koninkryksboodskap daai. Hoekom? Want God het by die skepping van die mens, en ons begin met herbou sy huis by dit, het hy Adam gemaak uit die stof van die aarde, en God het uit sy mond uit hierdie woorde gespreek en gesê, laat hulle heers oor die werke van my hande. God, sê die Bybel, kan nie lieg nie. So wat God gespreek het, moet hy doen. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want God kan nie verander nie. Sy woord is onherroepelik. As dit uit is dit uit. Dis onherroepelik. En hy sê vir 'n mens, gees, siel en liggaam, heers oor alles. Die boek van Esegiel sê, en hy die duiwel soos 'n bliksem uit die hemel sien val, teen die aarde neergeslaan, op 'n ander plek sê hy, in die tuin van Eden. So oor wie moes hy heers? Hy moes oor alles heers, die duiwel ook. Hy sê hy het hom kragteloos neergeslaan. Die duiwel het geen gesag en geen krag gehad in die tuin van Eden nie, behalwe misleiding. En die enigste manier hoe hy enige krag en enige gesag ooit kon bekom, was om Adam se gesag op 'n manier te steel. Maar hy moes dit ook deur 'n liggaam doen, want God het gesê net 'n mens sal heers. En omdat Adam geabdikeer het, omdat hy teruggestaan het en nie sy vrou tereggewys het nie, het die duiwel met haar gesmokkel en sy kom by hom en sy sê, eet van hierdie vrug, en toe hy van die vrug neem, gaan hulle albei se oë oop. Jy sal heers oor die werke van my hande. Nou sê God, hy doen niks, tensy hy sy raadsbesluit, his purpose, sy planne, aan sy profete en sy diensknegte bekend maak nie. God wil iets in hierdie land doen, maar hy het 'n body nodig. Hy kan dit sonder dit doen, maar hy kan ook nie. Vir een eenvoudige rede, hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. Hoor jy wat ek sê? God kan enigiets doen, maar God sal nie, en hy gaan nie, en hy kan nie teen sy eie woord gaan nie, en sy woord het gesê, mens, jy sal heers. Dis hoekom God in Christus moes kom,
om die wêreld met homself te versoen. Want 'n mens moet eers, die tweede Adam. So God sê vanmôre vir my en jou, as julle kan glo, God kan iets in hierdie land doen. As jy vanmôre kan glo, God kan iets in jou omstandighede doen. Wil ek vir jou sê, God wil, as jy net bereid is om 'n deel te raak. En hoe het hierdie voorbeeld in hierdie skrif in Handelinge 12 uitgekristalliseer? Net deur een ding. Eendragtige, volhardende gebed tot God. So hoe maak ons God betrokke by goed waar daar nie 'n menslike antwoord is nie? Deur gebed. Net gebed. So ek wil vanmôre vir jou sê, moenie. Dis wat God in hierdie kerk wil doen. Julle, ek het 'n gemeente in my lewe opgebou, ek het 'n gemeente geplant, ek het 'n baie duur struktuur gebou. Ek het al hierdie goed gesien. Ek was in Singapore vir opleiding. Ek was op 'n klomp plekke gewees. Hier's baie groot gemeentes in ons land met 3000, 5000 en 6 en 7000 mense. Maar daar's nie 'n impak in Suid-Afrika nie. Hoekom nie? Want as die kerk net kan verstaan wat ek vanmôre vir julle sê, kom ons begin bid. En ek gaan die roete begin oopmaak. Ek kon tot nou toe nie, as gevolg van my betrokkenheid by Lewende Waters, my verantwoordelikhede daar. Maar volgende week is daar 'n inligtingsvergadering waarvan hierdie goed in 'n rigting gaan begin gaan. Ek gaan elke Dinsdagoggend 9:00 sal ek hierdie kerk oopmaak. Vir die mense wat wil kom bid. Jy kan inkom en kom bid. As daar iemand anders is, bid saam met die persoon. Jy hoef nie saam met hom te bid nie, maar as 'n ander persoon nie bid waar ook al. Woensdaande kom ons by mekaar, in elk geval, om te bid. 'n Handjie vol van ons. Elke Saterdagmôre, het Pastoor Marius gesê, wil hy 6:00 by die kerk wees. Dat hy hier gaan kom bid, as iemand 6:00 op 'n Saterdagoggend wil kom bid. Ons het vir 'n paar jaar lank elke Saterdagoggend 7:00 op die berg ingeklok, op Bethel, waar ons gebid het vir herlewing in hierdie land. En op die brink, ek sal eendag vir julle die profetiese woord, die visioen wat God my gegee het in Mosambiek vertel. Hierdie land was op die vooraand van 'n deurbraak. Toe onttrek die kerk in gebed. Ons het dit nie deurgebid nie. En God gee my 'n woord. The prophet flee in the most prospect times of revival. Toe staan ons terug. Toe spreek die Here met my deur 'n visioen. En al wat ek daai aand ervaar, daai nag, is die volmaakte liefde van God en die sondige natuur van ons vlees. Maar daar's geen veroordeling by die Here vir hulle wat in Christus is nie. So ek wil jou vra, ek het sulke ou blaadjies gemaak, jy kan by die huis dit ook gaan bid. Waar is daai blaadjies? Ja nee, deel is sommer vir elkeen eentjie uit asseblief. As jy uit gaan vat 'n blaadjie. Ek het sommer vir jou 'n paar punte hier opgesit wat jy by die huis kan gaan doen, maar daar's niks rocket science hier aan nie. God kan, as jy wil, die krag van gebed, bid dat God sy koninkryk, sy heerskappy in jou lewe sal laat kom. Bid dat God 'n gees van gebed in ons gemeente sal vestig. Ek wil nie 'n kerk bou op gromme nie. Ek wil 'n gemeente bou op gebed. Want dis 'n kerk wat 'n impak gaan maak. Bid dat God 'n herlewingsvuur en 'n gesindheid in ons harte sal laat brand. As ek met pastore praat oor herlewings, dit het gebeur, kyk wat het gebeur daarna.
Ek gee nie om wie sê wat nie. Ek weet wat God vir my gesê het. En ek gaan dit deurbid totdat die Here antwoord. Of ek het vanmôre vir die Here gesê, of ek alleen is, en of daar 2 ouens saam met my is, en of daar 10 saam met my is, of 500 saam, ek sal bly wees as daar 500 kan kom. Dan gaan ons hierdie land in 'n rigting stuur met God se genade. Bid vir jou persoonlike geestelike deurbraak. Jy het miskien vanmôre 'n geestelike deurbraak nodig. Jy dalk vanmôre bid vir die gemeente om hierdie bid vir finansies om hierdie gemeente en die deurbraak in SA te vestig. Jy sal sien dis 'n deurbraak SA tekentjie buitekant. Nie 'n gaan maak disippels tekentjie nie of 'n logo nie. Hoekom nie? Want ek het in 2012 het ons 'n maatskappy gestig vir al die herlewingsgoed wat ons van daai jare af gedoen het. En dis Deurbraak SA. Dis 'n MPC nommer en hierdie kerk se rekening is hierdie Deurbraak SA nommer. Hoekom? Want dis oorhoofs wat ek wil doen. Hierdie gemeente is 'n middel tot 'n doel om iewerster net mense in te bring wat dit begin verstaan en daarvoor uit te gee. Ek weet julle is besig. Ek weet julle tyd is min. Ek weet die wêreld vat sy pond vleis. Maar Paulus sê koop die tyd uit. Want die dae is boos. Die laaste punt wat hier op staan is bid vir mekaar se geestelike, emosionele en fisiese welstand. Daar's altyd mense wat een van daai probleme het. Of geestelik, of fisies, of emosioneel. So wanneer jy by jou huis kom, vat maar die ou kaartjie, sit hom voor jou neer en spandeer tyd met die Here daar en begin bid. Onthou Dinsdae van 9:00 af gaan ek hier by die kerk begin sit. Ek gaan nie iewers ter 'n kantoor, ek weet nie waar nie. Hier is nie plek nie, maar gaan. Plek inruim wat ek kan sit. Wat ek kan bid en die Here kan begin vertrou vir dit wat hy wil doen. Ek gaan nou begin met Dinsdae. Ek gaan waarskynlik dit nog dan later nog 'n dag maak en dan later nog 'n dag teen die einde van die jaar is ek dan los aan die ander kant om hier te doen. Woensdae aande bid hier, Saterdagoggende gaan Pastor Marius hier oopsluit. Ek gaan self sien. As julle kan kom met julle hele gesinne, kom en bid saam terwyl ons hier die Here se aangesig gaan soek. Wie is daar vanmôre wat sê Here, ek weet U kan as ek net bereid is om te wil. Dan wil ek vir vra, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Wat sê Here, ek wil vanmôre vir U sê, ek weet U kan. Maar ek wil ook betrokke raak. As daar iemand wat op hulle voete wil staan en sê Here, ek wil dit sien wat U in hierdie land wil doen. Ek wil dit ervaar. Wat 'n blye dag gaan dit wees wanneer God magtiglik in hierdie land iets doen. En ek en jy terugkyk en sê, weet jy Here, ek het 'n aandeel gehad om ons land deur te bid. Vader, ons kom vanmôre voor die troon. En ons weet nie altyd reg waarom alles gebeur nie. Al wat ons weet is, ons het U lief, Here. En omdat ons U lief het, het ons ook 'n verantwoordelikheid. En net soos Petrus die verantwoordelikheid gehad het om die skape te laat wei, het ons 'n verantwoordelikheid om die wêreld in te gaan en disippels vir Jesus te maak. Here, ons land is in 'n absolute chaos. Mense is ongered. Mense ken nie die Here nie. En Hemelse Vader, ek wil bid dat U ons sal help om U plan te vind. Here, ons wil nie kom met 'n plan of met 'n program of met 'n idee, ons menslike slim plannetjies nie. Ons wil kom met U heerskappy in ons. Ons wil U betrokke maak en sê, Here, U weet hoe en wat en wanneer in hierdie land. En daarom wil ons bid dat U vir ons genade sal gee om deur te breek. Here, soos wat ons in hierdie deurbraak logoetjie het op hierdie ou kaartjie, Here, moet ons deurbreek in die naam van Jesus Christus om ons land vorentoe te vat. En Here, uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons gesien hoe dat die gemeente bymekaar gekom het in 'n huis. En daar het hulle U aangesig gesoek totdat die Here se gees deurgebreek het en Petrus vrygemaak het op 'n bonatuurlike manier.
Here, ons bid vir 'n bonatuurlike ingryping in Suid-Afrika. Ek bid vanmôre vir 'n bonatuurlike ingryping in mense se persoonlike, hulle fisiese behoeftes, hulle emosionele behoeftes, hulle geestelike behoeftes. Dat U sal ingryp, Here, en net die antwoord gee. Dankie dat ons saam kon wees. Ek wil bid dat U ons met koorde en bande van liefde sal bind. Ja, Here, elkeen van ons het maar sy eie ou storieetjies. Elkeen van ons het maar sy eie swakhede. Maar Here, ons moet mekaar lief hê met Jesus se liefde. Help ons dat ons mekaar sal lief hê onvoorwaardelik. Dat ons verby foute sal kyk, maar dat ons God sal lief hê en ons naaste soos onsself. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën, gaan in sy vrede en liefde, en onthou, ek gaan vandag of tussen vandag en môre gaan ek 'n gemeentegroep afsit. So as jou naampie op daai ding kom en jy's nou nie baie lus vir gaan maak disippels se gemeente lidmaatskap nie, haal hom maar, verwyder hom maar daar, maar dan gaan ek hom weer terugsit. Okay, so ons het jou nodig, God het jou nodig. So asseblief, nou nie skrik as dit gebeur nie hoor. Baie dankie man.